Hallo geliefde broers en susters. Ek hoop julle het vandag 'n fantastiese dag. Ek wil net met julle deel 'n boodskap wat die Here met my gedeel het en my bedien het. Net dit gaan oor hoe ons bid. En ons kan sien vandag in die tye waar ons nou is soveel wat aangaan. Die droogtes, die vure en baie swaar kry wat baie jammer is en baie swaar is om te sien in ons land en oor ons mense. En die Here deel met my oor hoe ons moet bid. Baie keer voel ons moet bid vir dit net om te reën. Dis baie mense bid vir reën, baie mense bid vir die regering om te draai en al daai. En hoe dit net vir my bedien is dat ons eintlik verkeerd bid in die verkeerde rigting, maar dat ons eerder moet bid dat die mense sal draai. Die mense onder wie die droogte is, die mense onder wie die regering is. As 'n ou kyk hierso na die skrif in Spreuke 12 vers 1, staan daar: een wat tug lief het kennis lief, maar wie die terugwyser haat, is dom. As ons kyk dan na 13 vers 1, staan daar: 'n wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie. En as ons kyk na die droogtes en alles, en ons kyk na hoe die mense leef, dat ons moet bid dat die mense sal draai van hulle eie vleeslike weë af, dat die mense sal draai terug na die Here toe, en die Here se wil sal soek, en 'n lewe sal leef, dat hulle sal glo, maar nie net sal glo nie, maar dat hulle geloof sal uitleef, van dag tot dag, in hulle families, in hulle boerderye, in hulle werk, teenoor hulle werkers, teenoor almal. Nie dat ons moet bid dat dit moet reën, sodat almal weer kan teruggaan na hulle bottel brandewyn, en weer spog in hulle self en roem in hulle self oor hoe wonderlik hulle is nie, maar dat mense sal terugdraai na die Here, en roem in hoe wonderlik hy is, en 'n lewe sal leef, wat vir hom tevrede stel. Ons kan duidelik sien, dat daar is 'n tigting oor ons mense in hierdie land. Dit is baie duidelik om te sien. Maar dat ons sal nie tussen die Here en sy skape en sy mense kom nie. Want die skrif sê in Spreuke 13, vers 24, wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tigting. En ons weet die Here het ons lief, en ons kan duidelik sien daar is tigting oor ons. Tigting is om ons in lyn te kry, maar dat ons sal ophou bid vir die tigting om te stop, maar dat ons eerder sal draai, want dan sal die tigting stop. Die ding is, as ons eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, dan sal reën val, dan sal alles in plek val, dan sal alles reg loop, want die Here se plan vir ons is goed. Die Here se plan vir ons is om in oorvloed te lewe. Maar ons kies om nie in sy plan te wees nie. Daarom word ons getig, want hy het ons lief. Die laaste ding wat ons wil hê, is dat hy moet ophou om ons te tig. Dat hy ons moet oorgee aan ons begeertes van ons vlees. Jy weet, die woord bedien vir my, dat hoe ons moet soveel meer bid, die Here se wil, in plaas van ons wil. Wat ons sien as reg en geregtig, is nie altyd wat die Here sien as reg en geregtig nie. Ons is geroep om verhouding met die Here te hê. Ons is nie geroep om ons wil te laat geskied nie. Jesus het gesê, ons moet bid dat die Here se wil geskied. Sy koninkryk kom, sy wil geskied, nie ons in nie. En ons moet sy wil soek, en ons moet dit uitlewe. As ons kyk hierso na Matteus 16, vers 23, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mens. Die Here bring die tigting
Nie vir ons om swaar te kry nie, maar vir ons om te draai. Om terug te kom na hom as ons eerste liefde, as 'n nasie, as sy mense. Die Here het ons lief. Ons kan hom loof en prys in dit. Ons moet draai. Ons moet bid dat die mense moet draai. Ons moet bid dat die mense moet terugkeer na hom toe. Ons moet nie bid dat die mense wil geskied nie, dat dit beter gaan met die mens nie. As 'n ouers sy lat optel om sy kinders te tig want hy het hulle lief, moenie tussen die ouer en die kind kom nie. Dis nie 'n goeie plek om te wees nie. Wanneer die ouer sy kind wil tig, laat hom die kind tig. Of bemoedig die kind om te draai sodat die kind weg van sonde af kan kom, sodat die ouer nie deur die aakligheid moet gaan om sy kind te tig nie. Dis geen ouer se wil om sy kind te tig nie. Dis nie die Here se wil om ons te tig nie. Maar sy wil is om ons by hom te hê. En as hy sien dat ons 'n lewe leef wat ongoddelik is en verder van hom af weg beweeg, dan gaan hy vir ons tig. Hoekom? Want hy het ons lief. Die laaste ding wat ons wil hê is dat die Here ons moet oorgee in ons eie vleeslike gedrag en ons eie vleeslike wense. As ons gaan na Romeine 1 vers 24. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onttree. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat beprys moet word tot in ewigheid. Amen. Laat ons nie in 'n posisie kom wat ons die Skepper en die mense, die skepping en die mense bo die Skepper dien nie. Dat ons die mens se wil bo die Here se wil kies nie. Die woord sê in 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Laat ons bid dat die mense draai, terug na die Here toe, terug na sy wil, 'n lewe leef wat vir hom teenwoordig. Nie teruggaan na ons ou sondige weë, teruggaan na die brandewyn toe, teruggaan na die trots toe, die eie ek, en wat ons bereik nie, maar dat ons sal terugdraai na die lewende God toe, en dat ons sondes en als agter sal los, dat ons sal draai, dat ons sal bid, dat ons sy gesig sal soek, dat ons sal draai, want dan sal hy die hemel hoor, dan sal hy ons sondes vergewe, en dan sal hy ons land genees. Stuur hierdie boodskap asseblief aan vir broers en susters in Christus. Ek wens julle alle liefde en seëning van hom. Ek wens dat julle sal nader trek na die Here toe en dat hy vir julle sal seën in oorvloed, want sy plan vir ons is goedheid en guns. Maar ons moet dit in hom gaan vind, nie soek sonder hom nie. Seëninge en alle beste. Geseënde dag. Totsiens.